Ons lees aan die begin van ons program 'n gedeelte uit die Ou Testament en aan die einde van ons program 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Vandag Handelinge hoofstuk 13, eerste sendingreis. Barnabas en Saulus word uitgestuur. Onder die profete en leraars in die gemeente van Antiochië was Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen wat saam met die heerser Herodes groot geword het en Saulus. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het die gemeente laat gaan. Barnabas en Saulus preek op Cyprus, vers 4. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Cilicia toe gegaan en daarvandaan na Cyprus toe oorgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Paphos, waar hulle 'n Joodse towenaar met die naam Bar Jesus teëgekom het, wat voorgegee dat hy 'n profeet is. Hy was by die gouverneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die gouverneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Die towenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teengestaan omdat hy wou verhoed dat die gouverneur in Jesus glo. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê: "Duiwelskind, deurtrap te skelm en bedrieger, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan. Die Here gaan jou nou straf. Jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie." Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword en hy het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Die gouverneur was diep onder die indruk van die leer van die Here, en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. Hierdie gedeelte Handelinge 13 vanaf vers 1 tot vers 12. Ons sien hier dat die Heilige Gees spesifiek met die gemeente, met die gelowiges gepraat het oor die uitstuur van Saulus of Paulus en Barnabas. En dat hulle dan ook daadwerklik iets daaraan gedoen het en hulle uitgestuur het. En so lees ons ook van die towenaar wat wou keer dat hulle verder gaan met die evangelie van die Here. Want terwyl hy Sergius die gouverneur in guns was, kon hy hom eintlik verbluf met sy towerkunste. Maar as hy leer van Jesus Christus, dan sou hy hierdie status verloor. En dis ook dan wat gebeur het. En daarom probeer hy sy bes om Paulus en Barnabas te keer, om by die gouverneur uit te kom. Maar dan sê Paulus vir hom in geen onsekere taal nie, wat hy van hom dink, of wat die Here hom ook waarskynlik lei om te sê: "Duiwelskind moet nie aan ons pad staan om die evangelie te verkondig nie." Dit het my laat dink of mens soms baie kras en regheid moet praat, sodat elkeen wat luister kan seker weet, as hy in die pad staan van die verkondiging van die woord van die Here. Ja, elkeen van ons het 'n geleentheid op 'n tyd om te verkondig die woord van die Here aan iemand ergens
'n spesifieke plek. Kom ons wees soos die gemeente gehoorsaam. As ons dit moet doen, of iemand moet stuur, of bydra, of help om iemand te stuur na iemand toe. Kom ons wees nooit ongehoorsaam aan hierdie oproep van die Here nie. Want soos met Paulus en Barnabas praat die Here vandag nog deur sy Heilige Gees met elkeen van ons as gelowiges. Kom ons luister met aandag na die stem van die Here. En daarom bid ek dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en bly tot in ewigheid. Amen.